Welkom by vanoggend se aanlyn boodskap van Kerk Sonder Mure. My naam is Gerrit en ek gaan vir ons die boodskap lei. Vanoggend gaan ons gesels oor Thomas, hoe hy gegaan het van trauma, of eerder om te sê, hy het eerder gegaan van 'n stuk geloof na trauma, na ongeloof, na 'n nuwe geloof, na 'n nuwe vertroue op God. My gebed vir jou is dat jy 'n wonderlike belewenis vandag sal hê. Ons gaan die diens sommer begin met 'n voorbeeld hier op die verhoog vir almal wat aanlyn skakel. Ek hoop dat jy regtig deel sal voel van hierdie boodskap, maar dat jy ook 'n geloofsgemeenskap sal hê daar waar jy hierdie boodskap kyk, as dit elders in Suid-Afrika of in die wêreld is. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat U reg binne in Thomas se trauma rondom U dood was. Dat alhoewel hy ver gestaan het, nie mooi verstaan het wat gebeur het nie. U hom mooi laat verstaan het. U laat ons nooit alleen nie. My gebed is dat elke persoon wat hierdie erediens nou kyk, sal weet U is ook in hulle lewens en die trauma en die uitdagings wat hulle beleef. Maak nie saak wat ons reaksies is nie. Ons kan weet, U is met ons. Ons sê vir U dankie, Here Jesus, daarvoor. Amen. Okay, julle sal sien die band is nog hier vir 'n rede. Kom die band. Orkes, skus Afrikaans, die aanlyn kyk, dis die orkes. Dis nou weer 'n band. Okay. So ek wil hê die kinders, julle moet nou mooi oplet. Ons gaan nou bietjie praat vir net so 3-4 minute oor die kruisiging. Julle onthou ons het nou uit Paasfees en Lydingsweek en die Heilige Week gekom en alles waar ons baie fokus op Jesus se kruisiging, baie mooi, en sy opstanding. Okay. So, nou gaan ek met julle praat oor wat gebeur het daar met die kruis. Kom ons veronderstel die kruisiging het min of meer hier gebeur. Dan was daar een van die disippels wat ons lees in die evangelies baie naby fisies was aan die kruis. Sy naam was Johannes. Johannes, kom hier. Johannes. Johannes. Ek wil weer 'n baard begin groei het, maar ek gaan nie wen nie. Johannes weet ons was naby aan die kruis, want hy staan daar langs Maria Magdalena en Maria. Maria was Jesus se aardse ma. En Jesus gee dan vir Johannes die opdrag. Hy sê, daar is jou ma, en daar, hy sê vir sy ma, Maria, daar is u seun. En ons weet, in daai oomblik toe kry hy nou sommer 'n lewendige erfstuk ook. Nee, hy verloor nou vir Jesus aan die kruis, maar nou weet hy erf sommer sy ma ook. Nice. Ons hoop maar hulle het 'n goeie verhouding gehad, nee Johannes? Alright, okay. Want ons weet hulle het gehad, want Johannes het daar in sy huis ingeneem en versorg. Ons lees dat Johannes was later jare predikant op 'n dorp in naam van Efese, die brief wat in Efesiërs geskryf is, en hy het gesorg vir sy ma daar. So, Johannes is geografies baie naby aan die kruis, en dan lees ons in die evangelies, die ander disippels het op afstand gestaan en kyk. Hulle was so 'n bietjie verder, so julle moet nou 'n bietjie verder gaan. So ek wil julle nou voorstel aan hierdie 3, dis nou eers daar Petrus. Dan sê, hoe glimlag jy Petrus, jy het net nog vir Jesus verraai of verloon, nou glimlag jy alweer. My jene, hulle hou nie op met glimlag nie, nee. So, Francis vir ons vanoggend Petrus. Dan het ons vir Jakobus. Jakobus was by #imagine. Wonderwerk. Wie sou geweet het. En Andrew is Thomas. En dan lees ons Thomas se verhaal, is 'n baie interessante verhaal, want ons weet nie presies geografies hoe ver was hulle fisies van die kruis af nie. Ons weet net daar was 'n bietjie afstand gewees. Hulle was nie daar by die kruis fisies 2-3 tree van waar af wat gebeur het nie. Die Romeinse soldate sou hulle in elk geval nie toegelaat het om so naby aan die kruis te wees nie. They wouldn't have done that, want dit sou beteken as daar nou 'n klomp van hierdie Jesus wat gekruisig word, so volgelinge hier, ons sal hulle wonder, wat gaan nou gebeur? Gaan nie nou moeilikheid wees, met ons swaarde uitreik en so ons weet hulle is afstand, maar ons weet nie, staan nie een op daar by die dorp en kyk nie, maar hulle is verder. Hulle is geografies nie by die kruis self nie. Julle kan gaan sit, dankie. Kom ons gee vir Johannes, vir Thomas, dankie Thomas. Gou van daai buigie, Andrew. Okay, baie dankie dat julle so mooi hande klap. Julle Kerk Sonder Mure gooi elke week in die hande klap. Ons hande klap hulle in die middel van die lofprysing, dit is vir my so lekker om net nou dit te sien. So wat hier gebeur is, omdat hulle op verskillende plekke is, interpreteer hulle die trauma van Jesus wat sterf, waarskynlik op heeltemal verskillende maniere. En hoe Thomas
of Thomas se reaksie na Jesus se kruisiging, sê vir ons iets van hoe hy die trauma beleef het. En ek glo in sy reaksie op Jesus se kruisdood, en op sy opstanding, en dit wat hy soek van Jesus na dit, sê dit iets vir ons van waar ons baie keer in ons trauma is. En ons 'n boodskap vir ons om trauma dalk beter te hanteer. Nou sê jy vra, Jesus, Gerrit, trauma, maar jy weet, trauma is 'n maklike ding om ook te gesels, maar ek wil hê ons moet net eers 'n bietjie vir Thomas leer ken. So ek gaan vir ons in 2 tekste gou kyk, dat ons net weet, wie was hierdie Thomas? Hierdie ou wat ons nie weet presies waar staan hy nie, maar hy's nie baie naby aan die kruis nie. Wie is hy? So Johannes 11 vers 13 tot 16 gee vir ons 'n eerste blik op wie Thomas is. Dit sê die volgende. Jesus het van Lazarus se dood gepraat, toe hy gesê het, Lazarus slaap net. Dis daai bekende teks waar hulle sê, jy moet kom om te bid asseblief, Here Jesus. Lazarus is nie siek, is nie gesond nie, hy is siek, en dan gaan Lazarus dood, en na dit dan daag Jesus eers op by Lazarus. Maar hulle het gedink, hy praat van die gewone slaap. Toe sê Jesus vir hulle reguit, Lazarus is dood. Dis die einde, dis verby, hy's dood. En om julle ontwil is ek bly dat ek nie daar was nie, sodat julle in my kan glo. Maar kom ons gaan na hom toe. Nou sê Thomas hier 'n baie interessante ding. Thomas reageer op Jesus wat dit sê, en dan sê hy die volgende, ho, 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 of die teks sê vir ons, voordat ek nou dramaties raak. Thomas, wat ook Didimus genoem is, sê toe vir die ander disippels, ho, 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 kom ons gaan ook, sodat ons saam met hom kan sterwe. So Jesus het reeds al gesê, hy gaan sterf van die kruis. Nou is Thomas, is sommer dadelik in, wow, kom ons doen dit. Thomas is daai ou, wat as hy per ongeluk van 'n muurtjie afval, jy weet, terwyl ek kyk so met my pelle, dan sê hy sê nie einde of niks nie, hy sê, check daai move. Dis Thomas. Hy sê, Jesus, kom ons gaan saam met hom, ons gaan saam. Wow, let's do this. Ek bedoel, dit is so 'n bietjie interessante reaksie op Jesus, wat net voor dit gesê het, hy gaan sterf van die kruis. Dan sien ons in Johannes 14 vers 5 tot 7 interessante karaktereienskap van Thomas. Ons lees die volgende. Dis nadat Jesus gepraat het daaroor dat hy vir hulle plek in die hemel gaan voorberei en vir hulle die Heilige Gees sal stuur en die Heilige Gees sal hulle herinner aan wie Jesus is. Thomas sê toe vir hom, dit is nou Jesus, Here, ons weet nie waarheen nie gaan nie. Hoe kan ons dan die weg daarheen ken? Jesus het vir hom gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. As julle my ken, sal julle my Vader ook ken, en van nou af ken julle hom en sien julle hom. En hierdie is 'n belangrike teks vir bekering. Almal van ons, as jy my generasie is, wat 30 is, okay, ek's 40, 42, amper 42. As jy my generasie is nie, was op skool, was hierdie die teks wat vir jou vertel is, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Jy gaan nie by die Vader kom as dit nie deur Jesus is nie. Dit is gebruik as 'n bekeringsteks. Maar lank voordat dit 'n bekeringsteks was dit 'n antwoord op 'n vraagteks. Thomas se vraag is, waar gaan ek, Here Jesus, U vind? Net voor dit sê hy, ek wil so naby aan U wees, dat wanneer U doodgaan, wil ek daar wees. Dan sê hy, nadat Jesus sê, ek gaan vir julle plek voorberei, sê, Here, ons ken nie die pad soontoe nie, asseblief sê my, ek wil by U bly. Voordat hierdie 'n teks was wat lei tot gelowiges wat hulle harte vir die Here gee en oorgawe toe gaan, is dit net, Here, ek wil net by U wees. En Here Jesus se antwoord op dit is, maar ek is die weg. As jy nou by my bly, maak nie saak waar jy stap nie. Ek is by jou. Ek is die weg. Maak nie saak waar jy gaan nie. So net so 'n paar dinge oor Thomas. Ons gaan net nou weer kyk na Thomas se lewe. Nou wil ek bietjie verder met jou praat oor trauma en hoekom dit so belangrik is om hier ook te praat in vandag se tyd. Want ek dink ons lewe in 'n wêreld wat dink, ag, trauma is sommer niks nie. En nou moet ons eers vir mekaar sê, die Bybel sê nie reguit, gebruik nie die woord trauma nie. Dit is nie 'n woord wat in die Bybel voorkom nie. Maar ons kry wonderlike tekste in die Bybel wat praat oor trauma. Ek wil net by dit sê, ek is nie 'n ekspert op trauma nie. Maar ek was in traumatiese gevalle gewees. En ek gaan vanoggend, gaan ek die erediens afsluit om so vinnig iets oor een van daai gebeure met julle te deel. Maar ons lewe in 'n wêreld wat vol skokke en verliese is. Ek weet nie of julle besef nie, maar ons praat al van secondary fake trauma. Kan ek vir julle sê wat is secondary fake trauma? Dis nou daai oomblik,
wanneer jy 'n WhatsApp kry van 'n nuusartikel wat 'n link by het. En die nuusartikel sê, ons moet bid vir die gelowiges in China. Hulle beleef baie vervolging. Baie. Hulle word vermoor, hulle word vervolg. Dit gaan sleg met daai mense. En dan klik jy op die link en jy lees hierdie hele artikel en dan sien jy, wow. Hier is 'n artikel uit 2008 uit. Wat ek nou kry. 17 jaar later, so dan wonder jy nou, waar is die mense? Dan gaan doen net so 'n bietjie verder navorsing. En dan kom jy agter, maar dit was daai tyd fake news. Hoor julle? Dit het nie eers met jou gebeur nie, dis secondary. Dit het nie eers gebeur nie, dis fake, maar dit gee jou nog steeds trauma, want vir daai 15 minute wat jy navorsing oor het doen, dink jy by jouself, ons moet net bid vir die Chinese, ons moet net bid vir hierdie groep mense, dan kom jy agter, daar bestaan nie eers so 'n provinsie in China nie. So te midde van dit, dat ons half, mense is op baie keer hierdie trauma soek en wonder, wat gebeur elders in die wêreld? En glo my, ek is nie besig om te sê, Chinese word nie vervolg nie, daar is vervolging wat in China gebeur. Maar daar is ook baie fake news wat jou gaan traumatiseer, wat nie die waarheid is nie, so pas op vir dit. Jy het dit nie nodig in jou lewe nie, pas op vir sosiale media. En onthou, hoe meer jy op die goed klik, hoe meer gaan dit op jou Facebook en jou Instagram en al die goed wees. So pas op. Instagram en Facebook is op 'n manier 'n refleksie van hoe dit geestelik en emosioneel met jou gaan. So maak seker die goed waarop jy klik is goed wat jou bou. So ons leef in die wêreld van skokke en verliese. In Suid-Afrika is daar nie 'n week wat verbygaan wat jy sekondêre trauma sien ergens anders waar jy hoor van iemand wat trauma beleef oor 'n klomp geval in hulle lewens nie. Eerstehandse trauma is oral rondom ons. Jy het net nodig om in die koerante te lees en op sosiale media te kyk. Maar wat beteken dit vir ons as gelowiges vandag? Dis nou die vraag wat ek het. As die Bybel dan nie praat van trauma nie, help die Bybel ons om iets dan te verstaan van hoe hierdie mense trauma beleef het en ja, dit doen. So ek wil hê ons moet nou blaai na Thomas en na sy verhaal en hoe hy trauma beleef. So die eerste ding wat vir ons interessant is ons lees dat trauma, ons gaan nou lees hoe Thomas die eerste opstandingsverskyning van Jesus mis. Hy mis dit. So ek wil hê jy moet saam met my kyk na wat die woord vir ons leer in Johannes 20 vers 24. Ons gaan vers 24 saam lees tot en met vers 29. En dan gaan ek die teks vir jou uitpak oor Thomas en hoe hy trauma spesifiek beleef het in hierdie oomblikke. So, Johannes 20 vers 24 sê die volgende. Thomas, wat ook Didymus genoem is, was een van die 12, was nie by die disippels toe Jesus gekom het nie. Dit is nou die eerste verskyning van Jesus na sy dood aan die disippels. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy sê vir hulle, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien en my vinger in die merke van die spykers steek en my hand in sy steek nie, sal ek, hoor hierdie woordjie, nooit glo nie. Nooit. Want dis een van die dinge wat trauma doen. Trauma sê vir jou nooit. 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 En tog dan sien jy maar jy kan verander as gevolg van trauma nog steeds. As ons verder lees, vers 26 en 27 sê dan verder vir ons, 8 dae later was Jesus se disippels weer by mekaar en Thomas was by hulle. Hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê, vrede vir julle. Nou hoe hulle mekaar so gegroet het met vrede vir julle is, hulle sou hulle hande in die lug steek en in daai oomblik wat hulle hande in die lug sou steek om te sê vrede, sou hulle al klaar die merke gesien het in Jesus se hande. Vrede vir julle. Hoewel die deure, of vrede vir julle, daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande. En bring jou hand en steek hom in my sy. En moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. Sien, baie mense gaan vir jou sê, Thomas het eintlik net so klein bietjie getwyfel. Jesus sê vir my is ongelowig. Dis nie ek wat dit sê nie. Jesus het dit gesê. Dan is dit mos die toestand waarin Thomas op daai oomblik verkeer het. Al was dit 'n oomblikse toestand, al was dit 'n week, hy was ongelowig op daai tyd. Hy sê vir hom, moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. Jesus sê vir hom, kry 'n nuwe definisie van hoe jy kan glo te midde van die trauma wat jy beleef het. En nou wil ek ons moet vir 'n oomblik praat oor die trauma wat die disippels beleef het aan die kruis.
Die trauma rondom die kruisgebeure was so groot. Judas, wat Jesus verraai het, vir geld, het sy eie lewe geneem daarna. Baie keer beleef ons traumatiese goed en dit het so groot impak op ons, dat mense dinge doen wat hulle nie moet doen nie. Thomas sien onsself is nie by die ander 12, by die ander 11 nie. Hy verdwyn. Hy is so weg, hy wil eintlik gaan treur. En waaroor sou hy getreur het? Kom ons leef onsself vir 'n oomblik in daai treur oomblikke in. Daai treur oomblikke sou iets wees van, ek het gesê ek sal altyd by hom wees. Ek was nie. Dit kon wees dat hy gevoel het heeltemal geïsoleer van die res van die groep. Ek wil op my eie wees. Hy mis hierdie eerste opstandingsverskyning van Jesus. Hy mis dit. Nou iets wat interessant is wat baie keer gebeur met mense wat trauma beleef is die volgende. Mense wat trauma beleef trek dikwels weg. Hulle voel alleen, geïsoleer en asof hulle iets gemis het. Iets gemis. Ons het dit al in ons familie beleef, toe my pa terminaal siek was aan kanker, het ons hom versorg by die huis, maar dit was letterlik daai 5 minute wat my ma uit die huis uit, of nie uit die huis uit was, wat sy nie by hom in die kamer was, toe sy weer by hom kom, toe sy oorlede. Sy het dit gemis. Sy het verlang gesê, sy het dit gemis. Sy laaste oomblikke. Trauma en verlies maak dat ons nie realisties kyk na wat gebeur nie. En dis die tweede ding wat ons hier sien in Thomas se lewe wat interessant is. Hy sê, ek sal nie glo tensy. Dis nie net twyfel nie, dis die emosionele beskermingsmeganisme. Hoor wat hy sê, as jy in 'n traumatiese situasie is en jy reageer op 'n sekere manier waar jy fisiese feite soek, dat die Here nog by jou is, dis 'n beskermingsmeganisme. Want hy beskerm homself teen valse hoop. Dis byvoorbeeld hoekom hy vir die ander disippels sê, ek sal nie glo as ek nie my hande in sy hande steek nie. Die rede hoekom hy dit doen is, hy wil net seker maak, die res van sy vriende het nie heeltemal delusional geraak nie. Mense aanlyn wat kyk, Google vir ons die goeie woord vir delusional. Ok, dankie, en dan WhatsApp jy my. Thomas wil seker maak, my pelle is nie die klits kwyt nie. Hoe kon hulle hom gesien het? Ek het al gesien hy sterf. Wat is die kans? Hulle het dalk net in hulle gees gesien is daar. Dis hoekom hy sê, ek wil net seker maak, my pelle is nie, hulle moet dan by wees nog. Hy beskerm homself teen die pyn van valse hoop. Ek soek hierdie getuienis dat julle dit gesien het. Hy beskerm homself teen dit. Hy het die trauma van die kruisiging gesien. Jesus is weer doodgemaak. Wie sal weer sy hart oopmaak na so iets? En op daai manier gee Thomas amper 'n onmoontlike in sy oë versoek vir Jesus. Want as ons lees in hierdie teks, sien ons iets interessant gebeur. 8 dae later was Jesus se disippels weer bymekaar en Thomas was by hulle. Hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan. So Jesus beweeg deur die deure, deur die muur of deur die dak of hoe ook al Jesus besluit om dit te doen op daai oomblik. Hy beweeg in 'n realm waar die disippels nie is nie. Maar as Thomas voel, dan voel hy fisies. So Jesus is duidelik besig om in 'n realm te beweeg waar die disippels nie is nie. So hierdie onmoontlike versoek wat Thomas het in sy trauma, Jesus sê, ek gaan nog steeds by jou wees. Ek is nog steeds hier, ek kan maar kom voel. Ek gaan jou nooit alleen los nie. Na trauma vra mense nie altyd vir logiese verduidelikings nie. Hulle vra vir fisieke bewyse vir aanraking, vir iets wat regtig voel. Ons mag dit nooit ontken van mense wat trauma beleef het nie. Die feit dat hulle die verskriklike behoefte het net aan aanraking van die persoon wat hulle verloor het, of die situasie. Sy reaksie maak ook baie sin van die trauma psigologie. En Jesus herken die waarde daarvan. So wat Paulus doen is, wanneer mense, wat Thomas hier doen is, mense wat in trauma is, soek 'n stuk konkreetheid, hulle wil sien, voel, weet, en die liggaam onthou hierdie trauma. Die van julle wat wonder om 'n goeie boek daaroor te lees die boek The Body Keeps the Score. As jy weet die titel wil hê, kry my na die tyd. The Body Keeps the Score.
Want dit gaan alles oor hoe ons liggaam hierdie trauma vashou wat ons baie keer het. Jesus respekteer Thomas se behoefte om te voel. Hy sê nie, dis verkeerd nie. Maar hy nooi hom uit. Jesus sê nie vir iemand wat sukkel met ongeloof in hulle lewens, hoorie asseblief, vat jou goed en loop nie. Hy bly by hom. Hy sê, ek's hier. Hy gee ons 'n nuwe definisie van wat ware geloof is. Thomas se pad na trauma is, hy leer die Here so ken in hierdie traumatiese situasie van Jesus se eie moord aan die kruis, dat hy nie kan wag om die evangelie te verkondig nie. En nou wil ek met jou deel, hoe ver hy die evangelie gaan verkondig het. Thomas het al die pad na die suide van Indië gereis en die evangelie daar verkondig. Hy is vermoor in daai selfe area omdat hy die evangelie verkondig het. Het was hier rondom 50-60 na Christus gewees. Die interessante ding is, 1400 jaar later, daag die katholieke op by die suide van Indië. En hulle vind 'n klomp hindoes en mense, maar dan vind hulle hier 'n geloofsgemeenskap wat baie soos hulle sin is. Hierdie mense is lief vir Jesus. Dit is soos, ons het nie vir julle die evangelie verkondig nie. Toe is dit daai selfde geloofsgemeenskap wat 1400 jaar later nog steeds Jesus aanbid. En hulle is nog steeds in Indië besig. Hartseer deel is, die katholieke kerk het vir hulle gesê, julle het Jesus verkeerd verstaan, hierdie geskrifte wat julle het, wat julle opgebou het, wat in pragtige tale geskryf is, wat ontwikkel is deur die eeue, het gesê, hierdie geskrifte is nie korrek nie, ons gaan vir julle die regte Jesus gee, het al die geskrifte ongelukkig verbrand. So dis baie hartseer, so wonderlik wees as ons daai geskrifte nog kon gehad het om te sien, hoe hierdie mense aangehou het met hulle Christelik-Joodse tradisie na Jesus se dood. Thomas het daai evangelie gaan verkondig. Was Thomas. So duidelik was hy reg gewees om weer 'n risiko te vat. Trauma doen dieselfde met ons. Trauma maak dat ons soos Thomas baie keer is, jy klim in jouself, jy wil nie uit jouself uitklim nie, jy wil nie uit jou kamer uitgaan nie. Daai selfde Thomas wat daai tipe trauma beweeg na 'n plek toe waar hy sê, wag 'n bietjie, hierdie selfde Jesus wat homself vir my gewys het, sê vir my, hy is die weg en die waarheid en die lewe. En ek sal hom volg tot die dood toe, soos hy gesê het in Johannes 11. Daai selfde Jesus gaan saam met my gaan, so ver as wat ek gaan om die evangelie te verkondig. En ek dink die eenheid wat daar was, wat Thomas moes gehad het, met God self. Dalk het hy in sy laaste oomblikke, voordat hy self gesterf het vir die evangelie gedink, ek het hom gevolg tot die dood, en hy het my ook gevolg tot my dood. Hy was by my al die pad. Hy het my nie een keer alleen gelaat nie. Daai selfde Here Jesus. Dan wil ek vandag vir jou sê, as jy dink, jy beleef trauma, en die Here Jesus is verwyder van jou trauma, hy is nie. Hy smack bang in die middel daarvan. Moenie ophou soek na waar Jesus in jou lewe is as jy trauma beleef nie. Moenie. Dit is nie ongeloof om na trauma vrae te vra nie. Dis 'n moontlike herdefinisie van ware geloof. Jesus veroordeel nie ons trauma reaksies nie. Hy kom daarin. Hy verstaan ons het mense, hy verstaan ons het weer bevestiging nodig en hy wil ons geloof herdefinieer. Jy kan 'n nuwe lewe hê na verlies, twyfel en trauma, net soos Thomas. Hierdie boodskap het vir my baie reël geword, so ek wil vinnig met julle 'n storie deel en dan gaan ons afsluit. Want ek dink as jy bereid is om te werk met jou trauma, kan jy na 'n plek toe kom waar dit jou so herdefinieer dat jy jouself eintlik nie meer later erken vir wie jy geword het nie. In 2006, toe ek in Bloemfontein studeer het, is ek gekaap en ontvoer en amper vermoor en ek het ontsnap. Dit was 4 swart mense wat my ontvoer het en my amper vermoor het. 4 anderskleuriges, mense wat in 'n ander kultuur groot geword het as ek. Ons is eintlik net 'n land en 'n stad gedeel. Dis al. Nie taal gedeel nie, niks anders nie.
Die trauma na dit was nogal moeilik om te verwerk. En die van julle wat al deur so iets is, sal verstaan dat dis nie kinderspeletjies nie. As jy gedink het jy gaan doodgaan, maak jy baie bargains met die Here. Ek het jammer gesê oor goed wat ek gedink het ek dalk gedoen het. Toe ek agter in die kar se kattebak lê. Daai trauma bly jou by, dit trek jou in, dit suig jou in. En deur 'n terapeutiese proses het ek 'n klomp goed geleer. Julle en weet julle wat? Ek onthou so 6 weke na ek daai tyd ontvoer was, ry ek van Bloemfontein lughawe af terug Bloemfontein toe, en hier's 'n ou wat haai langs die pad. En ek dink by myself, ek weet ek het nodig om 'n risiko weer te neem. Ek het nodig om te verstaan, swart mense is nie die duiwel nie, want dis ook gevoel het baie keer in my trauma. En ek stop en ek sê, soek jy 'n lift? Hy soos, ja, ek soos, hier gaan ons, klim. En ons ry 'n rukkie saam, en ek kom toe agter, ek is bewerig, want ek weet nie wat gaan gebeur nie, want hierdie is dieselfde kar waarmee ek ontvoer was. Dit is my kar, wat hulle teruggekry, die polisie. Hy het nie dieselfde gelyk meer nie, hy het 'n paar stampe en stote gehad, maar okay, ek het my kar terug. En ek kom toe later agter, die ou bewe net so baie soos ek. En ek besef ons albei bewe so 'n bietjie vir mekaar. En hy haal sy selfoon uit, hy sê, I just want to show you what's happening at my church. Ek sê, dankie tog. In daai trauma. En in daai oomblik het ek begin verstaan dat mense het nodig om die risiko's te neem na jou trauma. En ek is nie hier om vir jou te sê, laai elke ou op langs die pad, asseblief, jy moet die Gees jou laat lei. Maar daar was nog 'n geskenk wat vir my gegee is. En dit het gebeur so maand of wat terug. Ek en Chanel ek het begin vriende raak met Luxolo. Luxolo is die nasionale verteenwoordiger van Alpha, die van julle wat die Alpha kursus al gedoen het. Okay, so Luxolo is verantwoordelik vir die 400 gemeentes in Suid-Afrika, Botswana, Mozambique, al die plekke wat die Alpha kursus doen. En ek en Luxolo het begin vriende raak. En Luxolo en sy vrou en hulle babatjie het by ons kom kuier, by my en Chanel en Celia die aand. Isabella was nie by ons nie. Hulle babadogtertjie is nog nie 2 jaar oud nie. En ek love kinders. Ek is so bruis, dit is vir my net lekker om babatjies vas te soek. Is so lekker. Vorige jaar het ek weer die voorreg gehad om 'n babatjie so in die slaap te maak. Ek het 2 dae later nog steeds gewieg het. Chanel sê, hou nou net op, ons kinders is nou groter, hou nou net op, okay. In elk geval. En nou speel ek met Ziani, sy is die pragtigste kind, en op 'n stadium gee ek haar 'n swentjie. En ek besef, dis die eerste keer in my lewe wat ek 'n swart persoon soen. Dis die eerste keer. Dan wil ek vir jou sê vandag, as jy dink jou trauma definieer nou, dit doen nie. Jy hoef nie gedefinieer te word deur jou verlede en jou verliese en die slegte goed wat met jou gebeur het nie. Wanneer Jesus vir Thomas sê, moenie meer ongelowig wees nie, dan praat hy met 'n gelowige. Hy sê vir Thomas, come on man, daar's vir jou 'n nuwe lewe, en ek sal jou wys. Die boodskap vandag is een wat ek hoop jou lewe radikaal so sal verander, dat jy sal sê, ek gaan nie dink oor iets soos trauma wat 'n moderne woord is nie. Ek gaan verstaan dat van die begin van die eeue af, verstaan God mense. Hy is die skepper. Hy het ons gemaak. Hy verstaan waartoe ons gaan, en hy sê ek is binne in jou. En jare na jy deur 'n trauma gewerk het, gaan ek vir jou wys hoe ek jou geherdefinieer het. En jy gaan besef, die Here het iets in jou kon doen, wat jy wraggies nie self kon doen nie. Dit was nooit op my bucketlist om 'n swart babadogtertjie te soen nie. Dis 'n geskenk. Dis 'n geskenk, maar jy het nodig om deur die mure van jou trauma te breek. En dan wil ek vandag vir jou sê, as jy trauma beleef rondom iets en jy sukkel om deur te breek, ons het 'n netwerk vir lewe, ons het plekke wat jou sal help. Jy kan met my praat, ons kan saam bid daaroor. Ons kan deur dit gaan. Om deur trauma te werk is 'n reis. My laaste gebed vir jou vandag, voordat ons afsluit, is dat jy sal verstaan dat as die woord van God 'n opinie het oor trauma, en ons het so mooi kan uitspeel in Thomas se lewe, of sien uitspeel in Thomas se lewe, hoe hy trauma beleef, dan het hy 'n opinie oor 'n paar ander dinge waaroor jy dalk ook 'n vraag of 2 sal hê. En dan wil ek vir jou sê, vra maar daai vraag. Gaan met die woord om. En as iets nie vir jou sin maak nie, vra die Here, vra iemand
rondom jou om jou te help. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie vir u liefde. Dankie dat u in ons dinge kom doen wat ons weet ons self nie kan doen nie. Dankie dat u deur ons dinge kom doen wat ons nie kan glo nie. Here Jesus, dankie dat ons nie hoef gedefinieer te wees deur ons trauma nie, maar dat ons deur dit kan werk na 'n nuwe plek van vertroue en geloof. Here Jesus, dankie dat toe u vir ons gesterf het, u gesê het, hier is vir julle nou traumaties disippels, volgelinge, vir u eie moeder wat daar gestaan het, maar dat u vir hulle elkeen weer kom wys het, hierdie trauma definieer julle nie. Om die waarheid te sê, deur hierdie traumatiese gebeurtenis van my, sal julle getuienis wees vir die res van die wêreld. Die grootste trauma op aarde is gedra. Dis verby, dis volbring, tetelestai, dit hoef nie meer te gebeur nie. Maar ek is binne in jou lewe nou, ek is die weg, ek is die waarheid en ek is die lewe binne in jou trauma. En ek sal jou help om van dit sin te maak. Bly net naby aan my. Dankie dat u vir Thomas gesê het, in sy trauma, kom voel dan maar. Ek's by jou. Here, my gebed vir ons as geloofsgemeenskap het is, dat ons sal aanhou mekaar te help in ons traumatiese tye, dat ons sal gaan van geloof na trauma, na nuwer en groter geloof. Ons sê vir dankie, Here Jesus, dat u die een is wat dit kom herdefinieer. Amen.